Moet aan die gang kom. Goeienaand almal, ek is Maritza. Baie dankie dat julle aangesluit het by ons vanaand. Met hierdie hele sampioen boerdery kursus wat ek aan die gang wil begin kry. So baie dankie vir julle almal dat julle ook die belangstelling het en dat julle ook vanaand die moeite doen om aan te sluit hierby. Ek dink ek wil vir julle net om te begin, dalk ek gou so 'n bietjie agtergrond van myself gee. En dan gaan ek vir julle ook vra om my net so 'n bietjie julle self voor te stel dat ek 'n bietjie kan verstaan wie julle is ook en waarom wil julle met 'n sampioenboerdery begin. So, hoe het ek daaraan gekom dat ek met sampioene wou begin het? Ek het so bietjie meer as 'n jaar terug het ons eendag gekyk na Clarkson's farm van Jeremy Clarkson wat met sampioene begin boer het en dit het my geweldig geïnteresseer. En toe het ek self begin navorsing doen daaroor. En dis wat hulle sê, jy gaan down 'n rabbit hole en as jy eers begin het met dit, dan wil jy nie ophou nie, want dit is so interessant. En dit is hoe my hele sampioenboerdery begin het. Ek het die eerste jaar lank het ek vir omtrent elke liewe kleur van die reënboog mif gegroei in plaas van enige sampioene. En ek het eers baie lesse moes leer, baie gesukkel om aan die gang te kom. En daarom het ek ook nou besluit, nou dat ek op die punt is waar my sampioenboerdery regtig loop en ek kry nie meer soveel kontaminasie nie en ek het nou al kliënte aan wie ek my sampioene verkoop, het ek besluit om dit wat ek geleer het, ook met mense daar buite te deel. So ja, dankie dat julle vanaand se sessie bywoon. Soos ons deur hierdie sessie gaan, dit is 'n inleidingssessie. Ek wil graag begin betaalde kursusse aanbied en maar ek sal julle ook deur soos ons aangaan, gaan ek julle 'n bietjie meer vertel daaroor ook. Soos ons vanaand aangaan, maar ek sal dit waardeer as julle miskien julleself kan voorstel. Erik, ek sien jy was heel eerste ingewees. Wil jy dalk jouself voorstel aan ons asseblief? Goeienaand, my naam is Erik. Ek bly in die Oos-Kaap in Port Elizabeth. Ek is 'n huisagent. Ek is by 'n span huisagente. Ek en my vrou hanteer die span saam. Maar sy het ook maar groen vingers en hou van plante, is meer vir haar dan vir my. Ek konsentreer meer op die everboompies wat ons het. Sy natuurlik as 'n klipplant, as hulle berg groei, jy weet, daai tipe ding. So, die hele idee is om vir ons om kyk, weet jy nie, as hulle sê klein hoewe, ek weet klein hoewe beteken verskillende het 'n verskillende betekenis vir verskillende provinsies. By ons is 'n klein hoewe enigiets wat kleiner is as 26 hektaar. So ons plan of droom is om 'n klein hoewe te hê soos daai en dan 'n paar huise op te bou vir ons kinders en ons ouers. En sy wil ook 'n klein kwekery van haar eie ding storie doen daarso vir groentes en so voort. En sy is baie lief vir sampioene, so dis toe ek het sien toe dat dadelik maar het opgeklim vir haar beshalwe. Sy sê jy moet dat boek moenie maar nie, sy gaan skryf. So ja, die is ook maar net om ook net meer te leer. Ek weet sampioene, veral Lions Mane het baie, ek gaan 'n bietjie Engels praat want ek is so gewoond om Engels te praat. Het baie medicinal benefits, jy weet, as jy het so wil stel. Ek dink is gelink met jou brein, vir cognitiveness en teen Alzheimer's en al daai tipe dinge. Ja. So, nie dat ek gaan ooit medisyne van maak nie, maar dit is altyd goed om so iets te hê. Ons raak ouer, ons ouers raak ouer, jy weet, so, en ek dink die probleem vandag in die wêreld is, niks word gepas van ouma na ma na kind nie. Dit is goed wat ons verloor deur die tyd. Die jong geslag stel nie regtig belang in sulke dinge nie. En dan eendag as hulle ook knip as hulle 60, dan dink hulle ek moes meer geluister het. So ja, dis maar net iets om haar besig te hou, dink ek, iets wat sy baie lief is vir. Natuurlik, ek sal ook daar wees om te help, waar ek gaan waarskynlik al die aanleerwerk doen van whatever irrigation nodig is, maar ja, dis vir ons maar net altyd nog op uitkyk vir nog dinge om ons besig te hou, nie dat ons nie besig is, ek studeer ook op die oomblik. So ja, dis nie asof regtig baie tyd is nie, maar kyk, 'n sampioen groei maar op sy eie op die einde van die dag. Jy moet nog maar net reg kry van die begin af, so. Ja, nee. Wonderlik. Ag, baie dankie vir die deel, ek waardeer dit definitief ook. En ja, Lions Mane sampioene het definitief baie nutritional value en ek gaan ook Engelse woorde tussenin gebruik, mense, al is dit Afrikaanse kursus.
Want daar sekere goeders wat ek net regtig vir ek dink as ek vir julle die regte vertaling in Afrikaans moet deurgee van die woorde wat 'n mens met sampioenboerdery saam het, dan gaan julle dink ek vloek julle. So, ek gaan ook definitief Engels tussenin gebruik hoor. Maar baie dankie en welkom Erik en juffrou ook daar by jou. Dankie dat julle by ons aangesluit het ook. En dan volgende wil ek vra John Drey, kan jy miskien jouself aan ons voorstel asseblief? Hi, ja, John Reisel, my vrou ook, Marusha sit hier langs my. Ons is hier van Ballito in KwaZulu-Natal af. Ons het so ruk gelede getrek van die dorp af na 'n plaas toe. Ek het groot geword opeens, ons het die plaaslewe 'n bietjie gemis en ja, Groenvingers het ons al twee. Ons het nou onlangs begin met groentetuine en wurmplase en dit ons so ruk terug by 'n sampioenwinkel ingestap en een van daai grow packs gekoop vir die sampioene en oyster mushrooms. So ons het ons eerste oyster mushrooms afgehaal en toevallig net na ek dit afgehaal het, toe sien ek een van jou video's op TikTok. Dis ek soos van okay, kom ons kyk maar 'n bietjie meer en ja, toe die goggaatjie begin byt en ja, dis nog iets wat ek altyd na gekyk het is ja, hoe dit groei en ja, dit soos Erik op daar gesê het, op soek na 'n klein hoewe, iets kleiner as 20 hektar. Op die einde van die dag is sampioene iets niets om mee te werk. En ja, dis maar ons storie. Wonderlik, baie dankie dat julle ook by ons aangesluit het. En ja, mense, jy het nie vreeslik baie spasie nodig om met sampioene te boer nie. Ek het op 'n stadium met 'n videoetjie geshare ook op my Facebook wat hulle met 'n Australiese boer gepraat het wat hy sê die kapasiteit wat hy kan uitset gekry met sampioenboerdery in vergelyking met 'n beesboerdery op die grond wat hy het, is seker maklik 10 keer soveel wat jy kan uitkry op jou sampioene as wat jy byvoorbeeld 'n beesboerdery het. En ek dink dit is 'n baie makliker boerdery as om met diere te moet boer, want jou grootste risiko is jy kan mif kry of jy goed kan uitdroog of so iets. Dit is daarom nie 'n dier wat kan iets oorkom nie, so dit maak dit ook baie makliker. Erik, dankie ook, ek sien jy sê jou vrou se naam is Anne. Welkom Anne, dankie vir jou ook dat jy ook by ons aangesluit het. Wonderlik, Wendy, kan jy miskien jouself aan ons voorstel asseblief? Hi, ja, ek's Wendy. Ek is een van daai mense wat nie Groenvingers is dit julle nie. Ons het 'n paar jaar terug in 'n rural area toe getrek en ek traai met alles boer, maar ons wen nie, ons kom nie voor nie. So ja, ek het besluit. Ek het direk terug na sampioene gekyk, een van daai kids gekoop. Gemif. So toe ek jou video sien, ek sê jippie, iemand wat ons kan raad gee. So ek is baie excited om te leer. Ja, asseblief. Wonderlik, baie dankie dat jy aangesluit het by ons. Dankie daarvoor. Dankie. Marinus, kan jy miskien jouself aan ons voorstel asseblief? Goeienaand julle. Ja, ek is Marinus en ek is hier van Rustenburg. Ja, en ons boer ook, ons is hier op 'n plaas, so ek het ook toevallig in die Kaap een van daai oyster mushrooms starterkits gekoop en hom hier so probeer teel in die garage en die goed en ja, so dit was nie te suksesvol nie en toe het ek ook nou 'n bietjie nagevors en toe op jou goed afgekom en so nee, ek wil 'n bietjie graag kyk hoe kan 'n ou hierdie ding verder vat. Kyk of dit kan werk. Goed, ja. Ja, dankie. Jy is naby my. Ja, nee, ek het gesien ek is naby jou, ja. Ja, so dit is mooi en hartjies. Okay, nee, ja. Nee, ons sal 'n bietjie kom sien hoe lyk daai kamers van jou. Hoekom ons het nou weer droërs wat ons weer ontskep het. So dit ek dink ek weet toe ek jou video sien toe sê ek nee man, ek gaan hierdie droër makliker kan omskep in so mushroom kamer. Wonderlik. Om maat en goed te beheer. Ja, sal hom. Baie dankie dat jy aangesluit het. Nee, baie dankie vir jou. Goed, en dan volgende het ons Leon. Leon, kan jy miskien jouself aan ons voorstel asseblief? Leon, is jy daar? Jy's op mute. Okay, dan gaan ek so lank oorbeweeg Chantal. Welkom by vanaand se sessie ook. Kan jy miskien jouself aan ons voorstel asseblief?
Hallo, ek is Chantel. Jong, my man het actually vir my jou link gestuur want ons gebruik nou maar die Lions Mane. Jong, ek het ook maar baie breinpyne en dinge so. Ek moet vir jou sê dit het my baie gehelp na COVID. So ag, dis maar 'n bietjie interessant om bietjie net dinge te sien. Wonderlik. Ag, dankie dat jy ook aangesluit het. Ek waardeer dit. Ja, so mense definitief Lions Mane het sy medisinale waarde. Dis baie mense groei dit spesifiek net daarvoor. Ek het besluit ek gaan nie daai roete gaan nie. En ek gaan met julle dood eerlik wees. Ek gaan nie doekies omdraai hier nie. Ek gaan nie vir julle maak asof julle vinnige mushroom plaas aan die gang kan kry en baie geld maak nie. Ons was nou die dag was ek op 'n TikTok live gewees saam met Dr. Alexander Parkinson wat in Durban is wat ook sampioene groei daarso. En hy het ook hulle dinge gesê. To say in Engels, say, if I see another video telling people you can become a millionaire with growing mushrooms, I'm gonna vomit. Ek stem saam met hom daaroor, want dit is nie, dit is definitief nie 'n ding wat jy net gaan begin en vinnig baie geld gaan maak nie. Daar is werk aan verbonde en dit is ook vir my baie belangrik om met mense te kan deel en te kan sê, luister hierso, hoe kan jy dit doen met lae tegnologie? Die rede hoekom ek dit doen op lae tegnologie manier is, ons het 'n klein plaasie hierso 12.7 km van die Hartbeespoort tunnel af en ons is heeltemal afgrid. Ons het net solarstelsel, so my ligte en goed in my huis is op solar. Ons het nie 'n groot genoeg stelsel om dag en nag 'n aircon te kan hardloop nie. En baie van die sampioenboerderye het groot aircons in, waar hulle dan nou met hulle sampioene, wat om die temperatuur te reguleer en daai tipe van goeders ook, het hulle dan nou groot aircons en alles in hulle plekke in. Ek kan nie daai aircons hardloop nie, want as dit bewolk is, moet ons spaarsamig wees met ons krag. Deur die nag as die son nie skyn nie, moet ons spaarsamig wees met ons krag. So, toe ek begin navorsing doen en gekyk, hoe doen hulle dit op plekke waar hulle minder resources het as wat ons het? En ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek het baie gekyk, hoe doen hulle dit op in Afrika? Julle sal nie verstaan hoe groot 'n sampioenboerdery in baie van die ander Afrika lande nie. Zimbabwe, Ghana, Kenia, Zambië. Daar is oralster is daar sampioenboerderye aan die gang en hulle maak dit werk met minder as wat ons het. So, okay, ekskuus, iemand wat nou net vir my WhatsApp gestuur het en gesê hy sukkel om in te kom op die skakel. Ek wil net gou-gou vir hom weer die skakel stuur. Gaan net 'n oomblik. So ja, dit is nogal op die ou end van die dag is dit wat jy daarvan gaan maak en hoe jy op die ou end van die dag jou sampioenboerdery in die gang kan gaan begin kry, gaan 'n groot verskil maak op hoe suksesvol jy gaan wees. So, maar jy hoef nie 'n klomp geld uit te haal om dit te doen nie. Ekskuus, ek kyk nou net gou-gou, hier sit ek net gou vir hierdie persoon die skakel aanstuur. Daar's hy. So, op in Afrika, India. In India, almal sê altyd, ja, jy moet nou so, jy moet so higiënies werk met jou sampioene. In Afrika boontoe en in India gebruik hulle, sit hulle buite as hulle die inokulasie en goeters doen. Hulle sit buite in die oop lig. So, dit het my toe nou nogal baie gevang om te kyk hoe kan mense doen. Ons het met oplossings gekom oor om die kamers koeler te hou, want hier waar ons is, kan dit partykeer in die somer tot amper oor die 40 grade raak. So dit raak warm hierso. En soos ons nou vanaand deur die ding gaan julle sien wat ek nou vir julle gaan wys wat hulle sê is ideale groei temperature vir sampioene, maar uit my ondervinding uit dit is nie noodwendig hoe dit is nie. 'n Sampioen is 'n ding wat aanpas. Ek meen nou net al die baie reën wat ons het hier op die plaas, is oral onder allerlei bome kom die mees interessantste kleure sampioene op. Julle sal sien op my TikTok video's en so, is daar ook wat ek verlede jaar geloop het en alles afgeneem het, van pers sampioene, oranje sampioene, wat net so buite in die natuur opkom. Sampioene kom oorspronklik uit die natuur uit. So, my redenasie is toe nou daar rondom, as ons het as kinders groot geword, as 'n kind loop en hy tel 'n klip op en druk hom in sy mond, dit was nie die einde van die wêreld nie. Dit alles hoef nie die heeltyd higiënies en gesteriliseer te wees om 'n kind deur die lewe te bring nie. En ek weet ek gebruik nou dit is dalk 'n simpel voorbeeld, maar net soos wat 'n kind immuniteit opbou deur goed in hulle mond te druk en
te proe en alles. Net so het ek ook agtergekom met sampioene, hoe meer jy dit op 'n higiëniese manier doen, die oomblik as daar 'n bietjie kontaminasie dan in jou plek is, dan versprei dit soos 'n veldbrand. Want alles is so steriel en alles is so higieën dat daai bietjie kontaminasie wat daar inkom, op die ou en dan meer skade maak as wanneer jy nie so versigtig werk met alles nie. Ja, ek maak my goeder skoon met jik en goed. Ek maak ook seker dat die lug wat in my sampioenkamer ingaan, gaan ook deur die HEPA filter. Ek het eerlikwaar opgehou om my haar net op my maskertjie en die goeders te dra wanneer ek inokulasie doen. En op die ou end van die dag, al wanneer ek my masker dra, is wanneer ek in my sampioen groeikamer ingaan. Want die spore van die sampioene, as jy hulle gaan bly inasem, kan jy 'n longsiekte kry. En daai spore kan wel begin groei op jou longe. So vir daai rede dra ek my maskertjie wanneer ek in my groeikamer ingaan. So ek gaan met julle oop en eerlik deel hoe dit vir my werk. Daar is hordes video's wat jy ook kan gaan kry op YouTube en daar's baie mense wat elke sampioenboer gaan vir jou ook sê, maar hierdie werk vir my en hierdie werk vir my. As jy met 'n sampioenboerdery gaan begin, gaan jy agterkom wat vir jou werk. Jou omstandighede is anderster. Jou hele environment waar jy is anderster as die volgende ou sinne. So jy moet kyk wat pas en werk vir jou. En dit is hoekom ek met julle wil deel en vir julle wil sê, weet julle wat, daar's soveel goed daar buite wat sê jy moet 'n laminar flow hoed hê. 'n Klein laminar flow hoed kos 15-16 000 rand. As jy gaan vir 'n groter ene, die laminar flow hoed is waar hulle die inokulasie voor dit doen, want hy laat die lug in 'n spesifieke rigting waai saggies, laat daar nie as daar enige mifspoortjies in die lug is in jou sampioensakkie kan val nie. Al wat ek doen is ek doen dit in my inkubasiekamer. Ek sit my waaiertjie af wat ek daar binne het net, laat dit soos 'n stil airbox is. Ek het eers op 'n stil airbox gebou toe ons begin het, maar dan het ek so groot krat en ek moet alles daar binne probeer doen. Ons druk nou na 150 sakke substrate in 'n week en om 150 sakke in so 'n klein boksie te doen, gaan my die hele dag besig hou. So toe ek eers 'n tentjie gaan koop, wat jy eintlik 'n kamptentjie wat hulle buite sit vir die toilet of 'n shower as jy gaan kamp. En toe dink ek, okay, dis dan nou soos 'n groter stil airbox, ek kan daar binne in staan. Maar toe het ek vir myself 'n sonna gebou. Elke keer as ek sampioene doen, dan het ek 'n sonna ook, want dit raak so warm daar binne. En dit is ook aan die binnekant van my sampioenkamer goed gewees. Toe besluit ek, nee, ek gaan dit net so oop doen. Ek het heel aan die begin het ek dit so oop gedoen, en ek doen dit so oop, en ek het omtrent, ekskuus tog, 10-15% miskien contamination. Verder het ek nie baie contamination nie. So my prosesse werk. Dit werk vir my. So ek is bereid om met julle te deel en vir julle te verduidelik wat ek doen en wat vir my werk. Maar soos ek sê, as jy met jou eie goeders gaan begin, gaan jy volgens jou omgewing moet aanpas met wat in jou omgewing gaan werk. Dieselfde, die groei medium wat jy het, jou substraat waarop jou sampioene groei. Wat se tipe sampioen wil jy groei? Wat is beskikbaar in jou area? En daar volgens te werk, want dit help nie, jy bestel 'n klomp goed van ver af, omdat mense nou sê, dit gaan werk, en dan werk dit nie. Iets soos die oyster sampioene. Groei op enige ding. Jy kan jou gras sny, en jy kan daai gras wat in jou grasnyer se bak is oopgooi, laat hy 'n bietjie droog, en die blare wat jy hark in jou tuin, as hy gedroog is, en so, jy kan jou oyster sampioene op dit groei, en hy sal groei. Mense het al toetse goed gedoen, dat hulle op ou boeke, of ou klere, 'n oyster sampioen is een van die maklikste goed, hy gaan, hy laat waai, hy is nie finicky nie, hy het nie probleme nie, waar jou oukies kom, wat 'n bietjie meer vol chol is hierdie, die Lions Mane, ek het nou hierso, ek wil vir julle nou gewys, maar, ek het enetjie hierso, want ek wil vir julle mooi wys, hoe lyk sy tande, waarvan hulle praat die hare van die Lions Mane, maar hulle is 'n bietjie meer sensitieve goed, maar ook nie so sensitief soos mense sê nie. So, hierdie hele doel van hierdie kursus wat ek wil doen, is om vir mense te leer, hoe kan jy op 'n bekostigbare manier, jy het nie baie geld nodig om te begin nie, jy het nie groot spasie nodig om te begin nie, jy kan op 'n klein plekkie, op 'n klein manier kan jy begin, en jy kan in 'n klein area groot omset het op die ou end van die dag, want die sampioene vat nie soveel plek om te groei nie. En dit is waaroor hierdie hele kursus gaan wat ek met julle wil deel. So, ja, die manier hoe ek dit besluit het ek gaan dit doen is, ek wil graag
So ek sê die eerste sessie het ek nou vir julle ook gesê is 'n gratis sessie. Ek wil vir julle wys hoe dit gaan werk. Ek gaan vir julle basiese inligting deel op hierdie sessie. En dan as julle sal belangstel om in meer detail te weet en te leer van die sampioenboerdery, dan sal ek dit bitter graag met julle wil deel. Ek sien baie mense vra regtig belaglike pryse vir sampioenkursusse. En op die einde van die dag weer eens, ek sien nie hoekom moet alles altyd so duur wees nie. Want 'n mens kan dit op 'n bekostigbare manier kan 'n mens dit ook doen. So die manier hoe ek die sessies gaan doen is ek gaan elke keer 'n Teams meeting een keer 'n week en dan het ek 'n e-learning platform waar alles wat ons in hierdie sessie vanaand byvoorbeeld bespreek. As jy vir my na die tyd 'n WhatsApp stuur op jou e-mailadres of ek gaan eintlik vir julle 'n vormpie stuur dat julle vir my kan invul met julle besonderhede, dat ek julle e-mailadres het. Dan gaan ek julle toegang gee tot hierdie platform waar ek dan nou elke keer die kursusse sal laai vir mense wat dan nou betaal het vir 'n sessie, want ek gaan dit doen per sessie wat ek die betalingsgoeders gaan doen. So dan, soos nou na vanaand sal julle 'n skakel kry, ek sal vir dit met julle deel, as julle die inligting gaan invul, sodat julle dan nou hierdie eerste kursusse kan gaan bywoon en in kan gaan en gaan kyk hoe dit is. Want dis alles goed en wel, ons kan praat oor 'n uur en 'n half op 'n sessie, maar jy wil altyd partykeer teruggaan na iets toe wat gesê is. En sê, okay, maar wag, wat het ons daar gesê en dat jy dit dalk gemis? En daarom het ek begin besluit, ek gaan dit op 'n e-learning platform doen. Kan nou julle maar deel, my dag tot dag werk is in opleiding. So, dit is wat ek doen, ek skryf curriculums, ek leer trainers en ek leer assessors en moderators. Dis my daaglikse werk nog, wat ek eventually wil vervang deur net met my sampioenboerdery. Ek sal mense met die grootste liefde aanhou klas gee op sampioenboerdery, maar ja, ek wil so 'n bietjie uit my industrie uitkom. Ek dink dit is 'n goeie tyd vir my om 'n skuif te maak na 16, 17 jaar in die industrie, as ek nie meer lus daarvoor nie. So, ek wil meer buite wees en nie heel dag voor my rekenaar sit nie. Want ek sit dag en nag omtrent voor my rekenaar en die sampioene is vir my daai ontsnapping. So, voordat ek nou met hierdie hele ding begin, wil ek julle vra in die chat. Gooi vir my net gou in die chat. Julle het nou verduidelik hoekom julle stel belang, maar wat is jou doel? Wat wil jy regtig bereik met die sampioenboerdery? Wil jy dit hê om vir jou 'n inkomstevervanging wees? Wil jy hê dit moet vir jou 'n inkomsteaanvulling wees? Wil jy dit net vir jou eie gebruik vir by die huis doen? So as julle almal vir my sommer net gou in die chat kan sê, wat is julle doel? Hoekom wil julle graag met die sampioenboerdery aan die gang kom? Gaan jy die recording share? Die klank raak nou en dan weg by my, sal graag later wil weet. Ja, Wendy, ek gaan dit na hierdie sessie, gaan ek dit ook op YouTube laai. Ek het gisteraand se sessie het ek ook op YouTube gelaai. Dan kan ek net vir julle die skakel, kan ek dan met julle deel ook die link daarmee. Okay, so daar's hy, vir persoonlike gebruik en moontlike besigheid. Ek hoop om dalk my eie klein side hustle te begin. 'n bietjie van 'n income en ook eie gebruik. Wonderlik. Net vir aanvulling vir nou, dink ek. Net vir persoonlike gebruik. Wonderlik. So ek gaan ook vir julle verduidelik as jy dit net vir persoonlike gebruik wil doen ook. Hoe kan jy dit by jou huis ook maklik doen? Van julle het genoem jy het van die groeibokse al gekoop. Partykeer is van daai goeders nogal redelik duur. So ja, ek gaan vir julle ook kan verduidelik hoe kan dit vir julle baie goedkoper uitwerk om op groter maat vir jouself te doen. Moontlike side hustle, wonderlik. Alright, so elke persoon het 'n rede hoekom jy dit wil doen. Soos ek julle nou verduidelik het, wat's my rede? Ek is persoonlik moeg vir die training industrie waar jy worry meer oor die studente se sukses as hulle self. Dit werk nie meer vir my nie. So, vir daai rede is ek is oor dit. Ek is regtig, ek wil nie heeldag voor my rekenaar vasgenaal wees meer nie. Ek is hier op 'n wonderlike plaas en die buitelewe is om my en ek sit voor 'n rekenaar hier binne in my kantoortjie en ek hou nie daarvan nie. Okay, so dit is elkeen het 'n rede hoekom jy dit wil doen. So net soos wat elkeen se area verskil, elke se rede se verskil. Is daar sekere goeders waarna ons kan kyk per individu. En deel van wat ek wil doen met my kursusse goeders ook is ek wil graag vir mense help om vir jou eie plan te kan uitwerk wat vir jou gaan werk in jou omgewing.
my 'n foto stuur van, hoorie, dis die vertrek waar ek dit wil groei. Wat kan ek doen? Daai videoetjies wat op my TikTok is wat julle moontlik dalk al gesien het van die ons groeikamer wat met polistireen en goeders gedoen is. Ek het gesit en die planne opgetrek. Erik, jy het nogal nou gepraat van jou vrou wil dit doen, maar jy gaan haar help met dit om dit te doen en Jandra, jy dieselfde wat julle gesê julle wil saam dit doen. Nou in ons huishouding werk dit ook so. Ek kom met idees op, maar my man maak dit moontlik want ek kan nie die ding gaan bou nie. En ek het 'n fantastiese man wat my ondersteun deur dit alles en ons werk saam in die hele proses. So 'n spanwerk maak dit definitief makliker want dit is nogal arbeidsintensief veral as mense 'n bietjie groter wil gaan. Dan kan jy nie alles alleen doen nie. Veral nie as jy nog 'n werk ook het wat jy nog op 'n daaglikse basis moet doen, dan maar raak dit 'n bietjie moeilik want jou tyd en goeders, ek sal vir julle mooi verduidelik as ons so aangaan ook. Maar byvoorbeeld met jou barrel steamer as jy die substraat moet stoom, is dit vir 8 ure lank. Nou as jy oyster mushrooms groei, hoef jy nie daai te doen nie. As jy lion's mane mushrooms wil groei, dan moet jy die substraat met jou stoom vir 8 ure lank. So vir 8 ure lank moet 'n vuur gestook word. Hy kan nie kolle maak nie, hy moet gestook word. Laat daar hoë stoomdrukking in 'n 45 gallon drom is. So 'n mens moet maar saam met mekaar kan werk as jy dit wil laat groei en dis presies wat ons ook doen. Okay, dan sien ek hierso wil begin vir persoonlike gebruik en dalk iets te groei vir 'n sideline inkomste ook. Wonderlik. Daar's hy. So julle, ek dink op die einde van die dag ek is 'n straightforward mens. En ja, ek gebruik Engels tussen en hulle het gesê 'n Afrikaanse kursus. Baie mense het my gevra vir in Afrikaans. Daar's soveel goeders ook daar buite beskikbaar in Engels wat mense ook kan gaan doen. Ek het besluit ek wil fokus op Afrikaans. Goed. Ekskuus, ek het net gesien daar was 'n boodskapie gewees wat iemand gevra het. Ek moet net 'n sekonde. Ek gaan net gou hier uitgaan. Want hierdie ouetjie maak nou my hele skerm vol. Ek net gou by die chats kom. Kan mens gas gebruik vir die vuur? Ja, baie mense doen dit. Vir my is dit wat ek tot my beskikking het is ek is gelukkig genoeg om hout ook te geniet kan kry wat ek kan brand en dit werk my dan obviously goedkoper uit as gas. Maar baie ouens gebruik die gas, hulle vat die 45 gallon drom en hulle sit soos daai een gasburner kies onder dit en dan brand hulle die gas vir die 8 ure. So definitief kan jy dit ook kan jy gas gebruik. So julle wat ek nou gaan doen is ek gaan julle nou deur hierdie kursus dingetjie eers vat. Ekskuus, daar's ons my YouTube channel ook. Ekskuus, ek wou by hierdie ene uitkom. So ek gaan julle gou hier deurvat en vir julle verduidelik en dan gaan ek die laaste 45 minute en 'n halfuur toe gaan ek vir julle gee vir vrae en antwoorde ook. Dat julle vir my kan vra. So asseblief as julle vra het, gooi dit so lank soos ek praat, gooi dit in die chat in. En dan as ek klaar deur hierdie ding gehardloop het, gaan ek die vrae begin deurwerk wat julle vir my in die chat en julle is ook baie meer as welkom asseblief as ek deur hierdie dingetjie gewerk het, praat met my. Vra julle vrae. Moenie bang wees om met my te praat nie asseblief. So ja, hierdie eerste sessie soos ek vir julle gesê het is 'n gratis inleidingssessie en in hierdie sessie gaan ons net 'n bietjie kyk na die groter prentjie. Hoe 'n sampioen groei? Wat is die spore in die mycelium en die spawn waarvan almal praat, die grain spawn waarvan mense praat? Hoe eenvoudige laat-tegnologie stelsels kan lyk en wat jy kan doen en watter foute beginners gewoonlik maak en hoe jy dit kan vermy. Ek het baie foute gemaak en as ek jou kan raad gee en jy dit kan vermy, dan sal ek baie bly wees. Alright. So hierdie sessie is ook regtig vir mense wat heeltemal van die begin het nie kennis nodig om dit te kan doen nie. En die leeruitkomste waarna ons gaan kyk in hierdie sessie is verstaan hoe die sampioene groei van die spore tot oes. Die rol van die mycelium, graanspawn en die substraat, laat jy mens weet wat dit is en hoe dit werk. Hoe 'n hoë vlak oorsig te kan hê oor ons let by die lae-tegnologiese metodes wat ons gebruik en verstaan waarom higiëne, konsekwentiteit en jou stelsels regtig krities is. Soos ek julle verduidelik het, higiëne ja, tot aan 'n mate. Maar nie so erg is ook nie nodig nie. En om duidelik te weet, wat is jou volgende stappe wat jy graag wil bereik? Wat is dit wat jy wil doen, dat as jy wil begin side hustle, jy kan klein begin. Jy kan regtig klein begin en dit hoef jou nie baie geld te kos nie. Goed,
So as julle die skakel kry, kan julle hierdie videoetjie gaan kyk. Daar is maar net ook 'n videoetjie wat ek dan gemaak het om te verduidelik waaroor hierdie kursusie gaan. En iets wat ek julle sommer vooraf wil laat weet, ek glo nie daaraan dat mense iemand uit 'n hele ding deurgaan en dan aan die einde kom, maar nou kom die surprise van wat gaan dit jou kos as jy die kursus doen nie. So ek sal net sommer vir julle nou al van die begin af sê, okay? So wat het by julle plan is om 'n R350 per sessie te doen. Nie almal kan altyd 'n volle bedrag vooruit betaal nie. En ek wil dit oor 'n 12 weke sessies wil ek dit doen. Nou in hierdie 12 weke sessies wat ek wil doen, is dit gaan Woensdae en Donderdag aande wees. Dit sal verskillende groepe wees, so as jy in 'n groep is, ek wil nie my groepe te groot hê nie, want dan kan ek nie individuele aandag aan elke persoon gee nie, en ek kan nie elke persoon, as daar 50 mense op is raak dit baie moeiliker om vir individue jou behoefte en jou vrae te kan beantwoord ook. En dit is nogal vir my baie belangrik om daarop te fokus. So, dit gaan op 'n pay-as-you-go stelsel wees. As jy betaal het vir die sessie, kry jy die skakel na die volgende sessie wat gaan plaasvind, en so kan jy aangaan ook. Indien jy van die sessies miskien nie kan bywoon nie, ek gaan altyd recordings maak, en ek sal net vir mense wat in die kursus is, en 'n sessie nie kon bywoon nie, maar wel vir die sessie betaal, sal ek dan die skakel stuur vir daai recording, sodat jy dit dan ook kan gaan kyk. Maar dit gaan meer as om net 'n kursus by te woon. Hier, met die kursus wat ek wil doen is, jy gaan dit leer deur fisies sekere goeders te moet gaan doen. Ek kan nie jou navorsing vir jou gaan doen in jou omgewing, om 'n marknavorsing te doen en te kyk wat is daar nie. Ek sal vir jou sê wat jy moet doen, en ek kan vir jou kan sê, en as jy vir my sê in watter area jy is, wat se tipe goeders rondom jou is, kan ek wel vir jou help met leiding, maar jy gaan die fisiese werk self moet gaan doen, sodat jy jou besigheid kan groei. Jy kan nie agteroor sit en verwag geld moet op jou skoot val as jy 'n besigheid daarvan wil maak, sonder om die moeite in te sit nie. En geen droom gebeur net van self nie. As jy 'n passie het en jy het 'n droom en jy wil dit laat gebeur, dan moet jy bereid wees om deur te druk en dit te kan gaan doen op die einde van die dag ook. Ek meen, ek beloof julle, my eerste 6 maande wat ek nie eens 1 sampioen gegroei het nie, omdat my omgewing, my omstandighede was nie reg nie, ek het dinge nie heeltemal reg verstaan nie. Ek het baie keer moedeloos geraak. Maar ek het net besluit ek sal nie opgee nie, want ek gaan hierdie reg kry. Dis 'n droom vir my en ons het op die punt gekom waar ons dit reg gekry het. So daaroor is ek baie dankbaar ook. En gelukkig, soos ek sê, ek het 'n amazing man wat die goed laat gebeur. Hy bou goed en hy kan alles vir my bou wat ek nodig het, en ek is baie dankbaar daarvoor. So, ja, op die einde van die dag is dit nogal om op lae tegnologiese metodes en klein spasies en ruimtes ook te werk. Ek gaan nie vir enigiemand aanbeveel om onmiddellik te groot te gaan nie. Begin klein en jy kan uitbrei. Ek is nou op die stadium waar ek moet begin uitbrei, waar my vertrekke 'n bietjie klein begin raak, en dit het my ook 'n hele rukkie gevat om op die punt te kom waar ek nou eers kan uitbrei. Maar nou begin die besigheid self geld inbring. So nou om uit te brei kos nie net uithaal uit my sak uit die hele tyd en uit ons sakke nie, die besigheid begin nou daarvoor te kan begin betaal. En dit is ook wat ek sal sê, as jy upscale, as jy wil groter gaan, vat dit stukkie vir stukkie. Jy het nie nodig om massief te begin van die begin af nie. Veral nie as jy nog eers jou lesse moet leer nie. Praktiese hulpmiddels wat ek gaan gee, en mentorskap en ondersteuning reg deur die hele proses. Dan ook na sessie 3 by sessie 3 is daar ook dan 'n fruiting blok of 'n vrugtingsblok ingesluit, soos van julle sê julle het al gekoop, wat jy dan by die huis kan gaan groei, maar ek gaan vir julle verduidelik hoe om dit reg te doen. Julle kan ook na hierdie kursus kan julle ook van hulle by my bestel, maar ek gaan vir julle ook verduidelik wat is die regte manier om te doen. Baie van hierdie fruiting blocks sê hulle vir jou, sit hom op jou counter neer, sprei hom 2-3 keer 'n dag met water. Dan gaan hy uitdroog. Of as jy te veel water gee, gaan hy mif. So ja, maar ek sal vir julle met julle 'n bietjie tips daarso ook deel dan. En jy leer nie net hoe dit groei nie, maar jy gaan ook leer om dit te verkoop. By die einde van die kursus gaan ek elke persoon help om 'n bemarkingsplan op te stel, sodat jy 'n bemarkingsplan het en 'n stap-vir-stap plan het van hoe moet jy hierdie goeders doen. Deur die loop van die kursus is daar plan gebonde aan dit van, okay, hierdie stappies is wat ons eerste moet vat, hierdie is wat ons tweede, en dit is die stappe wat jy moet vat om by 'n suksesvolle sampioenboerdery uit te kom. Maar net so belangrik is 'n bemarkingsplan. Dit help nie jy groei, maar jy het nie 'n mark om dit aan te verkoop nie.
En dit is bitter krities om te kyk wat is die mark voordat 'n mens nog eers begin heeltemal leer hoe om die sampioene te groei of te boer. Mense sê vir my jy groei dit nie, jy plant dit, né? Dit ek 'n paar keer nou al op TikTok gekry. Maar ja, as jy moet eers kyk wat is in die omgewing en jy moet eers besluit wat wil jy met daai sampioene doen wanneer hulle groei. Anders sit jy met oeste vol sampioene en ek beloof jy kan ook net soveel sampioene eet hoor. Dan is jy ook nie meer lus vir 'n sampioen elke dag nie. So, ja, dit raak dan nou nogal 'n hele ding. So op hierdie ook kan jy hierso gaan klik om by die inskrywingsvormpie te kom, waar as jy dan wil inskryf vir die volledige kursus ook. So ja, dan is ons net gaan kyk. Ek gaan na die volgende een toe gaan. So julle sal sien, alles soos wat ons deur die kursus gaan, wat ons bespreek in die sessie, gaan jy dan so kry. So jy kan altyd teruggaan na hom toe. Dis nie net van jy het nou toegang tot die kursus vir 24 uur en dan het jy nie meer toegang tot hom nie. Jy sal jou toegang hê vir elke kursusie en ek sal met julle bespreek ook vir hoe lank sal jy toegang kan hê daartoe. Tot die kursus basies klaar is, sal ek nog steeds vir mense 'n maand daarna nog steeds toegang gee op dit as jy wil teruggaan na enigiets toe en wil gaan kyk ook. So ja, dit is basies dan wat dit is. Hier is weer 'n videoetjie wat jy kan gaan kyk as jy op die ding ingaan. Maar waar begin 'n mens en hoekom wil 'n mens begin met dit? Miskien voel jy dat jy nou iets wil doen, maar jy is nie heeltemal seker of dit nou al die regte ding is vir jou om te doen nie. Jy het nie baie toerusting nie en jy weet ook dalk nie, jy voel jy dalk nie die ervaring om nou al regtig te begin nie. Maar soos ek vir julle sê, jy kan klein begin. Speel eers rond met dit. Kry van die fruiting blocks, toets jou area waar jy dit wil groei met daai fruiting blocks, nie 100 van hulle nie. Koop vir jou 2 of 3 of 4. Want as hy nie werk nie, dan is dit nie soveel geld wat jy gemors het daar op die ou end van die dag nie. So kry eers die gevoel. En dit is wat belangrik is vir my ook, is as jy ernstig is hieroor, sal ek jou regtig stap vir stap vat. Maar ek gaan vir niemand sê, luister die, nou moet jy R1,000 of R2,000 of R10,000 gaan uithaal om te kan begin nie, want dit is onnodig. Ek het nie daai geld gehad toe ek begin het nie. Ek het nou nog nie geld om 'n R15,000, R16,000 laminar flow hoed te gaan koop nie. So op die ou end van die dag, dit hoef nie soveel te kos om dit te begin nie. En as jy nou baie van die video's gaan kyk wat ek gekyk het, ek het omtrent elke video wat ek kon kry oor Lions Mane sampioene, het ek gaan kyk. Ek het eers net met 1 sampioen begin. Ek het net met Lions Mane sampioene begin. Geen ander sampioene nie. Ek het hier en daar 'n bietjie rondgespeel. Ek het verlede jaar was ons 'n bietjie in Mozambique, ons het 'n huis daar, so ons moes gaan renovations doen het en ek het oyster mushrooms groeiblokke saamgevat, nie wat ek self in my plek gegroei het nie, wat juist die Dr. Pakie in Durban vir my sommer so intoe gekoerieer het, want ek wou dit daar getoets het en ek wou gekyk het hoe dit werk. En hy het vir my 4 blokke gestuur en ek het 'n groot swart kraat gevat en ek het klinkfilm boor gesit, water onderin gesit, humiditeit op te bou en ek het fantastiese, mooi groot oestersampioene het ek geoes en geëet daai kant. Dit was baie lekker geweest. So ek het my heel eerste het ek net op my Lions Mane gefokus. Want my redenasie was, kry een ding perfek. Kry hom reg. Want elke sampioen is anderster wat hy nodig het. Kry eers een ding reg en as jy weet, okay, nou het ek die resep reg om hierdie sampioene te groei en glo my, jy gaan nog steeds altyd kontaminasie kry. Jy kan een batch maak van 30 sakke wat jy gestoom het. 25 van hulle kan perfek wees. Selfde omstandighede, dieselfde barrel gekom waar hulle gestoom is, dieselfde grainspon gebruik om hulle te inokuleer, dieselfde inkubasiekamer waarin hulle is, maar 5 kry mif op. Hoekom? I don't know. Maar dit gebeur. So, dit gebeur wel. En selfs die grootste sampioenboere kry dit. So dit is normaal, jy gaan altyd daai verlies ook daar hê, soos met enige boerdery. Maar daarom moet jy weet hoe om dit te kan doen, dat dit jou nie so groot verlies gaan wees nie. Alright, so basies, ja, soos ek vir julle sê, dit is waaroor die hele kursus dan nou gaan. Nou, baie mense dink om 'n boerdery te begin, nou soos groot koste, soos ek vir julle verduidelik het, maar jy kan klein begin en sampioene groei vinnig. Sampioene is nie 'n lang proses nie. So van waar ek my
substraat maak waar ek dan nou my graan en goeders of my mycelium in my groeimiddel insit wat die substraat genoem word of die substraat genoem word. Vandat ek dit daarin sit tot waar ek kan oes, kyk jy na enigiets van ten minste 25 tot 35 dae, enigiets, want party blokke gaan weer stadiger as ander blokke. So jy kan binne 'n maand en 'n half kan jy jou eerste oes hê. As jy van die begin af begin, maar as jy groeiblokke koop, obviously, jy sny hom oor en jy groei op. Baie vinniger, baie makliker, maar hoër koste. Nie so winsgewend nie. So, dis nou al daai goeders waar mense moet kyk. Baie mense kan, as mense op 'n groot maat die groeiblokke koop, dan werk dit goed uit, want hoe groter maat jy koop, hoe goedkoper is die groeiblokke, as jy nie deur die hele stoomproses wil gaan of so nie. Maar weer eens afhangende van wat se sampioen jy wil groei. Kan ek gou by julle hoor, voor ons aangaan, wat vir elkeen van julle, wat se sampioen, ekskuus, verkeerde knoppie, interesseer julle die meeste, wat wil julle groei? Is dit oystersampioene, is dit Lion's Mane? In die chat gou vir my gooi asseblief, dat ek kan verstaan, wat is dit waarna julle die meeste kyk? Ekskuus, oystersampioene is die maklikste. Okay, Erik, jy en Anne wil kyk na Lion's Mane. Wendy, Lion's Mane? Okay, Lion's Mane? Ja, want ek weet van natural plekke wat dit soek, definitely. Eventually, Lion's Mane en Turkey Tail, goed, wonderlik. Ek persoonlik groei die Turkey Tail nie, maar ek het een van die ouens wat ook in van my sessies gaan wees, wat dit groei, en hy doen ook die medisinale gedeelte met die Lion's Mane en alles, maar hy gaan ook op die betaalde kursus gaan hy ook in een van die sessies wees, en 'n bietjie oor daai gedeelte gaan hy praat ook. Hulle het 'n hele laboratorium met die pille doen en al daai goeters. Ek het besluit ek wil nie in daai rigting gaan nie, en ek sal vir julle ook sê wat my rede daar is. In die eerste plek, ja, jy kan vir jou die Lion's Mane doen en jy kan hulle vir jouself droog en jy kan die poeier gebruik, maar om te verkoop, moet jy eers deur die natuurlike medisyne raad goedkeuring kry en al daai goeters. So dis ook weer 'n hele proses. Wil weet van oysters en van Lion's Mane en die res, okay, great. Ja, so oystersampioene groei die maklikste. Jy het nie nodig om dit goed te stoom nie. Jy kan hydrated lime of landboukalk kan jy gebruik om die strooi of die plantmateriaal waarop jy dit wil groei, kan jy dan steriliseer met landboukalk. En dit werk ook fantasties. Ek het nou begin om rond te speel om dit in emmers te groei ook. Baie mense noem dit 'n bucket tech, emmer tegnologie, wat jy niks hoef te stoom nie, so dit spaar baie tyd. En ek het 'n toetslopie vir my Lion's Mane ook nou daarin. Hy begin nou, ek kan sien die wit mycelium begin groei in die emmer, maar ek is nog nie daar dat hy geoes kan word nie. Ek sal, soos dat ek aangaan, sal ek dit ook op my TikTok sit en deel, hoe werk dit, want ek wil dit toets. Al hoe mense gaan weet of iets gaan werk is as jy dit toets. So ek eksperimenteer maar met verskillende maniere. Goed, dankie dat julle gedeel het daar, so ek waardeer dit. So ja, dit is op die ouend van die dag, soos ek sê, jy het regtig waar, jy kan dit reg deur die jaar kan jy dit kweek ook. Maak nie saak wat die temperature is nie. Jy kan dit aan die gang hou en jy kan dit gebruik vir jou by jou huis en alles ook. So as ons nou kyk, wat is 'n sampioen regtig? Baie mense dink dit is 'n plant, maar dit is nie heeltemal 'n plant nie, en die sampioen self wat ons sien, wat onder die grond, wat bo die grond uitkom. My vergelyking wat ek hierso het is, ek vergelyk dit met 'n appelboom. Okay? So dit wat jy sien bo die grond, die sampioen wat ons oes, is die vrug. Soos 'n appelboom sy appels het wat jy kan oes. Dan onder die grond het jy die wortelstelsel. Nou die spore van die sampioen kom van die kiewe van die sampioen af. En dis nou juist hierso waar ek gaan gou net hier stop share, want ek wil nou vir julle, dis hoekom ek hierdie Lion's Mane hier by my het. Ek wil vir julle wys van naby, nou moet ek net om hier reg kry dat julle kan sien. Waar is my kameraitjie daar? OK, ek het nou hierdie agtergrond ding wat nou rondvoet het. OK, maar julle sien daai tande wat hy maak. Ag nee man, hou nou op om so te maak. Die Lion's Mane wat hulle sê is die maanhare van 'n leeu. So hy het sulke, in plaas van die kiewe soos ander sampioene het hy sulke haartjies, dit lyk soos 'n haartjies wat so afhang.
julle kan, ja, maar julle sal sien in elk geval op al die Lions Mine foto's kan julle sien hoe dit lyk. Ek seker julle het al gesien hoe dit lyk ook. Nou, hy gooi sy spore van daai goedjies af. Waar jou ander sampioene die kiewe het die Lions Mine daai haartjies wat so groei en dis waar sy spore vandaan kom. So buite in die natuur, daai spore sal op die grond beland en dan nou eventually vorm daai spore dan die mycelium onder die grond. Nou die mycelium is die wortelstelsel basies vir die sampioene, net soos 'n boom sy wortels het. Maar mycelium is verskriklik interessant want hy dra ook allerlei voedingsstowwe na plante toe en hy konnekteer weer met jou plante se wortels en dra voedingsstowwe vir hulle aan. So dis hoekom ek sê as jy sampioene in jou groentetuin kan plant, dan gee jy soveel meer voeding vir die groente. En iemand het nou genoem van met 'n wurmplaas ook begin het. Ek kan nie onthou wie dit is nie. Weet julle wat 'n goeie voedingsstof is? Jou gebruikte mycelium blokke. Daar's hy John Drey, daar's hy, dankie man. Die gebruikte mycelium blokke vir sampioenboerder of vir wurmboerdery. Hulle doen baie keer, baie ouens in Amerika en oorsee en Kanada en oral doen 'n sampioenboerdery en 'n aardwurmboerdery hand in hand. Want daai mycelium wat in die skaafsels is of die saagsels is waar jou groei medium in is fantastiese kos vir die wurms weer. So daar's baie mense wat dit hand in hand doen. Dit gaan nogal baie goed saam met mekaar. En hy gee so ook die voedingsstowwe weer vir jou plante ook. So net soos 'n appelboom groei en sy vrugte het, so groei jou sampioen en jou vrug wat jy sien is die plant is eintlik die mycelium onder die grond. En die vruggie wat hy uitstoot is die sampioene wat ons dan sien. So hoe dit alles begin, as ons kyk van die begin tot die einde. Die spore versprei. Ek weet nie of julle al gesien het op van die YouTube video's as die mense gaan sampioene oes, dan tap hulle hom eers so op sy koppie bo voor hulle hom afbreek. Die rede hoekom hulle dit doen is sodat die spore wat die sampioen het eers weer in die grond kan ingaan. En so gaan die groeiproses in die sirkel van die lewe van 'n sampioen om en om aan sodat dit die heeltyd kan aan die gang kom as die omstandighede reg is, genoeg vog, genoeg humiditeit. Dan sal hy eers vrug dra. En dit is wat ons dan as 'n sampioenboer doen, is ons vorm vir die sampioene daai konstante regte omstandighede deur ons temperature en ons humiditeit te kontroleer in ons fruiting rooms of ons vrugkamers, sodat jy die hele tyd kan vrugte kry. As jou vrugkamer te droog is, groei jou sampioen nie. As hy te vochtig is, dan daar's druppels op jou sampioene, dan raak hulle vrot. So, jy moet daai sweet spot kry, soos hulle sê. Ons sal nou ook kyk na dit. En hier is 'n videoetjie wat ek ook hier ingesit het. Dink julle het hom dalk ook, julle kan hom sien op my TikTok ook, waar jy nou letterlik sien, kyk daarso, hierdie is nou 'n prentjie wat dit wys, maar kyk daarso, al die mycelium draadjies. En dit is wonderlik om te sien hoe dit versprei op die skaafs of saagsels wat ek gebruik. Dit is so exciting om in te kom en sien, nou kyk ek genoculate en elke dag gaan kyk ek wat gaan daar binne aan en dan sien ek, wow, kyk hulle het gegroei, hulle is besig, hulle is op pad. En dan kyk ek ook vir mif, want mif is jou grootste vyand, definitief. So, maar om dit te sien hoe hy groei en jy sien hoe loop daai worteltjies van hom basies van die mycelium of sy voelers of wat ook al jy dit wil noem, maar ek sê dit was maar wortels. Hoe gaan dit? Dit is net absoluut wonderlik om te sien hoe dit regtig versprei deur dit. Dan ook in die kursus, jy gaan nou ook allerlei goeders wees, soos daar gaan flipkaarts wees wat jy na goedjies kan kyk en so ook. Maar ja, dit is regtig interessant om te sien hoe hulle groei. Nou die basiese groeitoestande. Daar's 5 belangrike goeders wat 'n mens nodig het om te weet. Net 5. En die 5 goeders van hulle almal, kan ek vir julle sê, is daar basies die 2 belangrikstes vir my, is jou humiditeit en jou vars lug wat nodig is. Maar dat ek gou vir julle verduidelik hierso. Temperatuur. As jy enige navorsing gaan doen, gaan hulle vir jou sê die inkubasie vir die mycelium 20 tot 25 grade Celsius. Vrugvormings 18 tot 24 grade Celsius. Nou, julle, dit is nie heeltemal so nie. Nie uit my ondervinding uit nie.
Aan die begin waar ek my probleem gekry het, is ek het in die hartjie van die somer, het ek hier in 'n buitekamer by ons, het ek gedink ek gaan vir my groeikamer maak en ek het greenhouse plastiek gekoop en ons het dit teen die balke vasgesit en ek het so inkubasie of so tent probeer maak waar ek dan nou my humiditeit kan hê. Maar ons het daai Desember amper niks reën gehad nie. En dit het party daar tot by 40 of oor 40 grade Celsius gegaan. So ek het 'n fantastiese omstandighede geskep vir mif om te groei, maar nie vir sampioene nie. Dit was te warm gewees. My groeikamer bereik baie daar tot 27 grade Celsius. Nou ek het vir julle vroeër genoem, ons hardloop nie aircons nie. Ons kan nie op ons solarstelsel dit doen nie. Ons het niks Eskom nie. Ons het vir Eskom gesê hulle kan maar 'n paal kom vat en hom gaan druk waar hulle hom wil druk. Want in ons area is daar partykeer 2, 3, 4 weke wat mense geen krag het nie. Maar ons het nie 'n massiewe stelsel nie. So ons moet op 'n manier uitgevind het, hoe kan ons hierdie kamers dan nou koeler kry? Nou, gaan terug na hoe die ou mense dinge gedoen het. Hulle het nie yskaste gehad nie. Maar hulle het koelkamers gebou met steenkool en water wat daaroor hardloop. En jy kan nog steeds vir jou 'n wonderlike koelkamer op so 'n manier bou. En dit koel die lug fantasties af. Nou, ons wou dit nou op 'n kleiner kondenser manier doen, sodat ek daai koue lug in my groeikamer en in my inkubasiekamer kan inkry. Toe het ons groot polystyreenbokse gaan vat en ons het van daai steenkool ingesit, 'n draad rakkie ding vir hom in die binnekant gemaak. Daar's water wat oor dit loop met 'n soos 'n vistankpompie en dan trek hy die lug deur, maar waar hy die lug vandaan trek, het ons voor dit nog 'n polystyreenboks, want jy moet lug van buite af kry en dan het ek 'n filtertjie by die eerste boks het ek daar ingesit. In daai eerste boks sit ek 'n 5 liter bottel gevriesde water. Nou, ons het 'n kampterrein en alles ook hier, so ons gaan nogal deur baie groot bottels seep en so. So daai groot seepbottels wat jy by Westpac en Crazy Plastics koop, daai 5 liter bottels, ek het baie van hulle, so ek vries hulle. En in daai eerste klein boksie gaan daai 5 liter gevriesde blok ys in. Dan is daar 'n HEPA filter om te keer laat klein molekules en klein mifspores en van ander sampioene wat nou dalk in die bos groei en so deur kan ingaan in my groeikamer of my inkubasiekamer, dan gaan die lug eers deur 'n HEPA filter en dan gaan hy in daai chamber in waar ek dan nou die steenkool en goeders ook in het. So daai stelsel soos dit hy nou is, koel die temperatuur die van buite lug af, koel hy dit af enigiets tussen 10 na 15 grade Celsius. Dit is 'n groot verskil sonder om 'n aircon te moet hardloop. Dit maak regtig 'n groot verskil. Ek het dit al gehad dat my sampioenkamer tot by 27, 28, 29 gaan. En al wat ek vir julle eerlik moet sê, my enigste observasie en ondervinding met dit is, my sampioene groei vinniger, baie vinniger, want hy hou van die hitte. Hy groei regtig vinniger. So, temperatuur, hy's nie vir my so kritiese ene nie, eerlikwaar. Onthou ook net, as dit te koud is, as jy jou mycelium wil vertraag, laat hy nie vinniger groei nie, soos as ek byvoorbeeld my grain spons wat ek aankoop, wat ek moet vermeerder eers, dan werk dit in die yskas, om daai groei te strep, want dan gaan hy in 'n dormante staat in. En dan wanneer ek hom wil gebruik, moet hy eers weer 2, 3 dae uit die yskas uit wees, laat die mycelium weer kan wakker word en weer kan begin groei. Want as ek hom dan net in substraat gaan sit, gaan ek net mif groei, niks anders nie. Humiditeit of vog in die lug, dit is die belangrikste. So, wat hulle basies sê is medium lug, maar nie te droog nie. As jy inkubasie doen, jou inkubasie moet tog ook 'n bietjie humiditeit hê, anders droog jou substraat van goeders uit waarin jou groei, want jou groeisakke moet 'n filtertjie hê. Die mushroom groeisakke wat hulle die mushrooms ingroei is vrek-duur. Dis vrek-duur. Die goedkoopste wat ek het kon kry is R10 'n sak. Nou, as jy 20 sakke moet uitgooi omdat jy mif gegroei het, is R200 wat jy weggooi. Plus die graan wat daarin is wat jy ook voor betaal, waar jou mycelium op is wat moet begin groei. So ek gebruik vacuum sealer sakke. Ons het 'n ou wat dit vir ons maak
en wat vir ons dit ook teen 'n baie goeie prys gee. Ek gaan dit ook op ons webwerf, ek gaan nog 'n hele webwerf bou en dan gaan ek dit ook daar opsit wat baie goed werk en dan vir my patch, my filter waardeur die sampioene moet asemhaal. Hy haal suurstof in, hy haal koolstofdioksied uit soos ons mense doen. So hy moet kan asemhaal, anders gaan hy dood. En dan gaan jy net mif groei. Ek gebruik batting. Ek het letterlik hierso 'n groot sak batting. Batting is R11, R12 'n meter. En ek het 32 mm pypies het ons gesny, waterpype. En dan sit ek dit as die nek van my sak, ek vou hom om en ek druk batting daarin en haal daardeur asem. Ek het eers water gebruik, water werk baie duurder uit en batting werk fantasties. Jy keer ook allerhande klein mifspores en goeders om daardeur te gaan. So dis wat ek sê, daar's soveel goedkoper maniere hoe mense dit kan doen sonder om 'n klomp geld uit te haal daarvoor. My sweet spot vir die groeikamer wat ek gevind het, hulle sê 70 tot 90 grade, persentasie humiditeit. Ek het agtergekom met myne, as ek hom hou op my, laat ek so verduidelik, my ultrasonic mister box wat my mis maak in my groeikamer. Daar's ook 'n videoetjie op my TikTok en op my YouTube van hoe ons dit gebou het. Daai ding maak ook my kamer kouer. So ek gooi in hom ook 'n blok ys in om my water koud te maak. En dan elke keer as hy ultrasonic mister aankom, dan sien ek op my kontrole goedjies, ek het dit op my foon op 'n app ook, dan sien ek hoe val die temperatuur daar binne. Maar wat ek wel agtergekom het is die regte vogtigheid wat my sampioene regtig mooi opgroei is tussen 85 en 95% humiditeit. Al sê hulle oor die algemeen 70 tot 90%, maar dit hang af waar jy bly. As jy in Natal bly naby die see of enigiewers naby die see waar die humiditeit hoog is, dan moet jy ook weer kyk want dan het jy al klaar daai natuurlike humiditeit in die lug. Ons het hier droë hitte, bosveld omgewing, so jy is nie, wel nou met al hierdie reëns wat ons gehad het, absoluut, ja, was daar 'n bietjie humiditeit in die lug, maar oor die algemeen het ons nie daai natuurlike humiditeit soos wat jy gaan hê as jy by die see bly nie. So dan moet ons humiditeit hoër wees vir ons groeikamers om seker te maak ons sampioene funksioneer behoorlik en hulle groei behoorlik. Waar as jy by die see is, kan jy 70 tot 85 miskien gaan want daai natuurlike humiditeit is klaar daar. So dis hoekom ek sê dit hang af van jou omgewing, hoe jou plan moet uitgewerk word wat vir jou gaan werk. As jy te veel gevolg het, kry jy mif en ander probleme. En dan ook die lug kan ook nie dan beweeg nie. Vars lug is ook baie belangrik. Fresh air flow, wat hulle dit noem in Engels, vars lugvloei. As jy nie 'n vars lugvloei het nie en jou groeikamer bou te veel CO2 op, koolstofdioksied wat hy opbou, gaan jou sampioene nie kan leef nie. Hy het suurstof nodig om te kan groei. Alright, skoonwerk, soos ek het julle verduidelik het aan die begin, ek gebruik jig met 'n wat ek oplos in water, nie skoon jig nie, wat ek my oppervlaktes mee afvee. Elke sakkie wat ek uit my barrel steamer uit voordat ek hom inokuleer, vee ek hom af met die jig water. En ek dra nie meer my maskers nie. Ek dra my handskoene omdat ek met die jig werk, want ek wil nie heeltyd daai chemikalie op my hande hê nie. Ekskuus, ek dra nie 'n lab coat nie. Ek dra nie meer daai goed nie. Want ek het agtergekom dit maak nie regtig 'n verskil vir my nie. Maar ek dra my handskoene en ek vee alles ordentlik af met die jig oplossing en ek sit my vars lugvloei in my inkubasiekamer af en ek sit die waier ding wat ek daar binne het af, laat die lug nie beweeg daar binne nie. En dit werk goed vir my. So ja, dit hang ook net af weer eens van persoon tot persoon, jou omstandighede, hoe wil jy dit doen? So deel van die kursus ook en wat ek vir julle ook hierso wil sê is vat die volgende stap. Jy het die eerste stap gevat om vanaand hierdie by te woon. Vat die volgende stap. Begin kyk wat jy nodig het. Begin kyk wat is in jou omgewing, wat is in jou area. Byvoorbeeld, ek kry my substraat verniet. My saagsels, mense, ja, skaafsels is die wat lyk soos 'n platjie saagsels, die fyn saagsels. Ek kry myne verniet. So dit kan ek hier gebruik in my omgewing, want dit is iets wat my help om kostes te spaar. So jy moet kyk wat is in jou area. Jy moet kyk wat kan jy kry. Lions Mane
soek hardwood sawdust, soos hulle sê, harde houtskaafsels. Nog 'n ding, dames en here, mense sê dit kan nie op pine skaafsels groei nie. Nonsens. Mense sê dit kan nie op eucalyptus groei nie. Nonsens. Die hout wat jy gebruik moet net nie behandelde hout wees nie. Dit moenie iets wees wat reeds behandel is nie. Want dan gaan jy 'n probleem hê, dan gaan jou mycelium nie op dit kan groei nie. Gee die hout enige ander smaak aan die sampioene? Nee, dit doen nie. Wat doen die mycelium? Hy gebruik en hy eet daai skaafsels of saagsels waarop jy hom groei, of strooi, of wat ook al jy gebruik. Maar jou lion's mane sampioene moet op houtskaafsels of saagsels gegroei word. Want hy eet dit, hy kry nutrients daaruit. En my mengsel wat ek het is eucalyptus, blue gum. So dit is wat ek gebruik op myne, en dan het ek semels, koringsemels. Want daai koringsemels sit 'n bietjie ekstra nutrients vir die sampioene by wat hulle nodig het vir die mycelium om dit te kan eet en vinniger aan die gang te kan kom. As jy te veel ingooi, kry jy weer eens mif. Want die koringsemels, soos die gewone semels wat jy in jou kos gebruik. Ek koop sommer semels hier by die voerplekke in Brits. Dis die naaste hier aan ons en ek kry dit vir 'n goeie prys. So ek koop dink is 'n 50 kg saks van daai koringsemels by die voerplek. Koop ek vir spotgoedkoop vir, ek dink is onder R300 wat ek vir so 'n sak betaal. En jy kom ver met hom. So ja. So ek gaan vir julle 'n link stuur in die chat. Julle almal het my telefoonnommer ook. Julle kan my WhatsApp ook. Op die uitnodiging wat ek vir julle gestuur het, het ek my telefoonnommer gesit. Maar gaan begin so lank. Ek wil vir julle die skakel stuur na hierdie kursus hier toe dat julle hier kan deurgaan. Gaan kyk so lank. Vat die stappe om te kyk waar wil jy dit doen. Wat ek gaan doen met die betaalde kursus ook, soos ek sê, is mense gaan vir my met foto's stuur. En vir my sê, okay, dit is die area wat ek vir my groeikamer wil gebruik. Toets die temperature, kyk wat is jou humiditeit. Ek gaan vir julle in die kursus gaan ek ook vir mense sê, dit hoef jou nie baie geld te kos nie. Mense koop hierdie Sonoff controller boxes. Hy werk nie so effektief nie. Daar's goedkoper goed wat beter werk. hy werk, maar jy kan nie glo wat hy vir jou sê nie, want sy lesings, as hy te naby aan die mister staan, dan is sy lesing verkeerd. Een kant van jou kamer kan 'n ander temperatuur wees as in die ander kant van die kamer. So die controller box werk mooi, maar hy is nie so akkuraat nie en hulle hou ook nie lank nie. Daar's kleiner goedkoper goedjies wat baie beter werk en langer werk en beter hou. So ja, maar dit is wat ek nou vir mense wil verduidelik ook en sê, kyk hierso, jy het daai controller dingetjie nodig. Vir my is dit maklik. Ek kan op enige plek wees en ek kry 'n alarmpie as my humiditeit te veel geval het en my ultrasonic mister wat die humiditeit moet maak dalk nie aangekom het nie, kry ek onmiddellik 'n notifikasie op my foon en ek weet dit en ek kan sien daar's 'n probleem en ek kan dit uitsorteer. So ek gaan hierdie skakel vir julle stuur. Dan die laaste bladsy is ook maar net weer eens oor die kursus, daai videoetjie wat julle kan kyk, dit wat ek julle verduidelik het hoe die kursus hoeveel hy gaan kos en as jy op hierdie blou gaan klik, kan jy direk na die inskrywingsvormpie toe gaan. Maar dit is op die ouend, ekskuus, ek share nie my skerm nie, so julle kan nie sien waarvan ek nou praat nie. Ja, so hierdie is die laaste bladsy van dit. Maar soos ek sê, ek wil vir elkeen van julle hierdie skakel stuur, laat julle self hier kan deurgaan, hierdie video's ook gaan kyk en op jou eie tyd weer mooi deur alles kan gaan. Dit is vir my baie belangrik, ek wil dit baie graag met julle deel. Fluit, my storie is uit. Laat ek gou kyk, ek sien hierso is 'n paar vrae. Okay, cordyceps. Okay. Ons bly naby aan die see. Okay. John Drey, ek dink jy het ook gesê jy is in Durban. Jy is in 'n ideale omgewing om, jy kan op 'n baie Bellito, ja. Wel, kyk in Bellito, PE ook net so goed, daar waar jy naby die see is, nê? Oystersampioene kan jy regtig onder skadu-net buite groei. Dit is so maklik hulle groei. Jy kan dit regtig onder skadu-net buite groei. Kan vir jou 'n mooi plekkie doen en jy kan vir jou misters daarop sit en jy kan jou sampioene groei en hulle sal groei. Dit maak dit baie makliker. Wie is dit wat gesê jy is hierso in Rustenburg?
Dis ek is Marinus, ek is hier in Rustenburg. Marinus. Ja. Daar's hy. Ja, Dan so sê ja, jy gaan my selfde probleem as ek sit. Dit is droog hier, soos dit droog is. Nee, ek het al gewonder hoe doen jy daai humiditeit so ek sal daai tips by jou kon kry. Ja, absoluut, dis welkom. Ja, nee, mens moet dit maar vir jou omgewing en dis hoekom ek ook vir mense sê, weet jy, as jy op die kursus gaan en jy het jou omgewing, kan ek vir jou baie verduidelik en vir jou sê wat gaan in jou omgewing werk, want julle wat by die see bly, julle het dit eintlik baie makliker. Julle gaan nie nodig hê om soveel te doen om dit te kan doen nie. Wat is die naam of die app wat jy gebruik om dit te meet? Die een wat mense oor die algemeen gebruik is Sonoff. Ek het sommer 'n klein humidity en temperature sensortjie op Takealot gekoop. Moenie die fout maak om dit op Temu te koop nie, want die goed wat jy op Temu koop werk nie op Suid-Afrikaanse krag en goed nie. Ek het daai fout gemaak. Ek lê 'n paar goed wat ek glad nie kan gebruik nie. Maar ek het op Takealot het ek so 'n humidity controller wat jy kan koop. Ek wil gou kyk, daar kan ek gou so vir julle wys. Dit werk, hy werk en dan het ek net sulke sensortjies ook wat ek op verskillende plekke in my kamer sit om seker te maak want jy kan dan wat hulle sê 'n still air pocket hê waar daar nie vars lug vloei nie of jy kan 'n gedeelte hê waar die humiditeit, die vog kom nie lekker aan die agterkant van 'n rak byvoorbeeld nie en dan droog jou sampioene daar uit. Of aan een kant is dit te veel lug waar jou waaiertjie waai of wat ook al. So om dit te monitor is 'n baie goeie ding. Ek wil gou kyk of ek gou vir julle 'n skakeltjie kan kry. Die sensor. Humidity. So die controller boxes werk lekker want hy skakel outomaties dan vir my my ultrasonic mister box se goeters aan. As my humiditeit op 'n sekere vlak kom, dan skakel hy hom outomaties aan. Die controller. Hier is hy. Okay, ek gaan gou my skerm met julle deel, dan wil ek julle gou waarsku. Okay? Julle kan sien. Share. Ek het so iets gekoop. Nee, hierdie is op Takealot, jy kan hierdie is op Takealot. Hierdie is die temperature and humidity controller box. Daar is een wat ek op, so hy werk fantasties. Hierdie ene werk ook goed. Hy is net verskriklik moeilik om in te stel. My man wat met elektries ook werk, ja, dis nie 'n maklike ding nie. Hierdie ene wil nie so lekker werk nie. Van sy goedertjies, hy het ons agtergekom aan die agterkant. Daar's sekere draadjies wat hulle sê moet koppel, as jy hom koppel dan werk die ding nie. Dan moet jy hom liewers nie koppel nie, dan werk hy. Maar hierdie ouetjies werk fantasties en hulle kos maar soos R300 op Takealot. Ek wil nou juist net gou op Takealot ingaan want ek wil julle gou wys wat die ander ene wat ek gekry het. Humidity. Okay, so hier is die controller. So jy kry 'n klomp verskillendes. Soos ek sê, baie van die mense gebruik Sonoff en sê dit werk, maar die Sonoff metertjie, ek dink hoe meer mense wat dit gebruik gaan vir jou kan sê, hulle hou regtig nie baie lank nie. So hierdie ouetjies werk nogal mooi en dan het ek net die controller nie, net die monitor. Dan het ek van hulle gekry. En hy link ook op jou smartphone, kan jy ook 'n app kry wat jy kan aflaai, en dan kan jy ook kyk hoe hulle werk. So daar's verskillendes, kyk wat, die enetjie wat ek het hierdie ouetjie. Dis 'n smart Wi-Fi temperature humidity monitor, en hy werk ook op 'n smart app, so ek kan op my foon, kan ek sien presies, op 'n grafiek, hoe was my temperatuur en my humiditeit deur die hele dag gewees. So ek het dan van hierdie wat ek op verskillende plekke sit, om dit te kan dophou om te sien hoe dit werk. Maar die controllerbox werk regtig fantasties om jou sensors aan en af te kan sit. Of soos jou humiditeitsstelsel en goeders te kan aan en af sit. Hulle werk regtig goed. Ek het nog my Sonoff ene,
maar sy lesing, ek het nou so een ook, die lesing van die Sonoff ene en die wat my ander goedjies vir my gee, en ek het selfs daai temperatuurmetertjies wat ons in COVID moes gebruik het, om die temperature te kan meet, nê? En is ook agtergekom met my Sonoff is nie akkuraat nie. Want dan het my klein goedjies, hierdie ouetjies, en my daai goed wat ons so toe in ons voorkoppe gedruk het, daai termostaatjies, en daai goeders met dieselfde lesings gegee vir die temperatuur, op verskillende plekke in my kamer, maar die Sonoff gee vir my 'n ander lesing. So, ook dieselfde op sy humiditeit. Sy humiditeit sal hy byvoorbeeld vir my sê, hy is op 95% humiditeit, dan kom ek daarin as die plek droog. So, ek het hom nou al geleer hoe ek myne instel, volgens myne wat ek hom ingestel het, laat hy net ten minste nog werk, is hy begin op 93 en hy sit op 99 af. Maar ten minste is my humiditeit dan, volgens hierdie klein metertjies, is hy dan reg en my sampioene groei mooi so dit werk. So ja, dit is die controller boksies en goeders wat ek gebruik. Waar koop ons eerste mushrooms aan? Ek kan julle definitief help daarmee. Kelvin, ek sien jy het gevra daarvoor. Ek sal vir julle definitief kan help daarmee ook. Wat ek wil doen is, ek gaan vir julle in die chat, maar ek gaan vir julle vra WhatsApp my. Ek gaan in die chat my telefoonnommer sit. Dis makliker om jou te WhatsApp, want as ons hier uitgaan, dat jy dalk nie weer nou toegang na die skakels toe, na die links toe wat ek vir julle wil gee nie. So as julle wil grow blocks koop, ek verkoop dit. As julle wil vars sampioene koop, ek verkoop dit. So as daar sekere goeders is wat julle nodig het, ek gaan vir julle, ek's besig met 'n ou wat my sakke en goeders kry, hy manufacture nou spesiaal vir ons sakkies ook, want ek gebruik die 75 micron vacuum sealer sakkies. Nou as jy 'n pakkie van 100 gaan koop by Pack n Spice of daai plekke, dan werk dit nogal duur uit. En nou is ek besig met ouens wat nou vir ons dit maak op 'n rol, wat baie goedkoper gaan uitwerk en so ook. So ja, ek sit gou weer my telefoonnommer vir julle in die chat, en dan kan julle my direk kontak. 0737023107. Sekere goed wat julle wil hê, soos iemand wat 'n turkey tail van gepraat het, as iemand cordyceps wil doen, al daai ander sampioene en so, ek kan julle regtig direk in kontak bring met die ouens wat dit ook doen. Okay, Kelvin, ek sien jy is ook van Pretoria. Wonderlik. Ja, so, dit is regtig vir mense, dit is die moeite werd om te rond te shop. Ek het by 3 verskillende mense, het ek aan die begin het ek my goed gekoop. Ek was in die begin ouwe eager oor vreetig gewees, en ek het gaan liquid culture koop, en ek het agar plates gaan koop, maar jy het 'n laboratorium en omgewing nodig om daai goed reg te laat werk. Myne het nie mooi gewerk nie, en dus hoekom ek net my vergroot, tot ek besluit het, die maklikste vir my is, ek het grain spons gaan aankoop, en ek vermeerder my grain spons. Die grain spons is op die ouend van die dag, dit is basies wat jy nodig het, en jy kan dit vermeerder, en jy kan dan op so 'n manier kan jy voortgaan, en jy kan jou besigheid so opbou. Dis hy. Enige ander vrae wat julle mense nog het? Enigiemand nog vrae het? Asseblief, julle kan praat met my, julle kan unmute en met my gesels. Ja, sorry, ek het, in watse vorm verkoop jy? Skes, in watse as jy dit aan iemand verkoop? Doen jy dit in vorm? Die daai is net goed. Ek verkoop net vars. So jy verpak dit nie in spesiaal of droog of niks nie. Verkoop hom net Nee, so. ek droog dit nie. As ek vir mense moet koerier, dan koerier ek dit in 'n polystyreen boks met 'n yspak. Ek oes dit die oggend voor ek dit vir hulle stuur, en dan stuur ek met overnight koerier na hulle toe om dit vars te kry, maar ek groei net vars. Droog kan 'n mens wil ek graag vorentoe nou vir onsself droog om die poeier self so te gebruik ook, want dit gaan my goedkoper uitwerk. Maar vir elke kilogram wat jy droog, gaan jy 100 gram poeier kry. So jy moet, as jy 10 kg sampioene Lions Mane poeier wil hê, moet jy 100 kg vars Lions Mane hê om te kan droog. Dis groot geld daarin. Hulle verkoop die Lions Mane poeier, meeste van die groot ouens met wie ek ook te doen het, wat dit so verkoop die Lions Mane poeier vir R3000 'n kilogram. Maar jy moet 10 kg vars sampioene hê om daai 1 kg te kry. Ja, ek wil nie daai proses gaan nie. Ons sit met amper 250, oor die 250
50 restaurante net hier om Hartbeespoort. Hier's genoeg restaurante vir my. Ek wil nie deur daai proses gaan nie. Ek wil net vars. Vir my gaan dit oor die eet. Daar's genoeg mark vir almal om hulle deel te kan doen en vir my gaan dit oor eet. Die vegan mark en die vegetarian mark groei massively. En Lions Mines om dit te gebruik as 'n vleisalternatief of vervanging is fantasties, dis lekker. Ek het nou die naweek was my oom hulle was hier so gewees en ek het vir hulle dit op die vuur gebraai. Okay, kan shredded papier werk om dit te groei? Ek ja, as jy wil oyster sampioene groei, maar nie Lions Mine nie. Ja, by ons soek al die restaurante dit vars. Ja, dit is die ding, Wendy, dit is vars. So ek vat dit vir hulle. Ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek sit op hierdie stadium met een restaurant hier so in Harties wat veroorsaak dat ek nie veel kliënte het nie, want alles wat ek groei vat hy. En dis ook nie 'n goeie plek om dit te wees nie. Want as hy die dag nie meer wil koop nie, of sy besigheid maak toe, of hy tree af, of wat ook al, dan het ek een kliënt. So, dis hoekom ek nou begin regtig upscale, sodat ek aan ander kliënte, okay, en ek verkoop aan baie mense privaat ook, maar my grootste kliënt is een restaurant. En dit is nie eintlik 'n goeie plek om te wees nie. Die ander is privaat mense wat ek hier 1 kilogram, daar 2 kilogram, so moet koerier en vir hulle stuur. Maar ek soek nog restaurante, maar op hierdie stadium hou die een restaurant my sodat ek kan nog, my kapasiteit is nie daar om nog verander te kan begin groei nie. So, dis hoekom ek moet uitbrei. Ek is besig nou, ons het oor Desember het ons gewerk dat ons kan uitbrei. Maar die restaurante soek dit vars. Ek het nou begin met geel oyster en bruin oyster. Ek gaan nie geel oyster vreeslik baie doen nie. Die geel oyster sampioene het maar 'n 3 dae raaklewe. Wat ek besluit het om te doen is, ek sal net die grow kits vir mense sodat hulle dit by hulle huis self kan gaan groei, want as hulle hom daar groei en hulle oes hom die aandag gaan hulle hom wil eet. So vir daai rede, ek kan hom nie so aan die restaurante vat nie, hy het letterlik 'n 3 dae raaklewe. As jy hom 'n dag te lank los voordat jy hom oes, dan begin hy al miwerig raak op die sak ook. Is daar 'n standaardprys wat jy aan die restaurante vra en betaal jy die prys? Hoe bepaal jy die prys? Okay. Daar is 'n standaardprys waarvoor die sampioene in die mark gaan. Oor die algemeen verkoop mense die Lions Mine sampioene vir R300 'n kilogram as jy varses koop. Dit kan enigiets wees, dit hang ook net af van verskillende mense, maar so ek weet byvoorbeeld Johannesburg area R300 'n kilogram is basies wat mense daarvoor betaal. Ek werk op 'n glyskaal. Ek gee dit vir my restaurante teen R280 vir 1 tot 5 kilogram. 5 tot 10 kilogram raak dan R250 per kilogram. Jou oyster sampioene en daai goeders is die markprys. Ook in Johannesburg en Pretoria area gaan hulle gewoonlik vir R180 'n kilogram tot en met waar jy nou in jou restaurante verskaf. Natuurlik dan kom die prys af na so R150 toe. Die prys te bepaal, ek kyk na waarvoor al die ander mense dit verkoop en ek maak seker ek kom net onder dit in. Doen dieselfde met ons akkommodasie, dit werk. Eerder 10 kliënte wat my R5 minder betaal, nee, maar ek het daai 10 kliënte as waar ek dit duurder vra en ek het dalk 1 kliënt. So nee, gaan op return of investment ook. So dit is absoluut hoe ek my pryse bepaal. Ek kyk wat doen almal anders en ja. En mense weet hulle wat, nee, ek sien niemand daar buite as kompetisie vir enigiemand in die mark nie. Op die ou end van die dag, ek meen, Marinus, jy sit hier so in Rustenburg. Hier in Harties alleen is nog soveel restaurante wat ek nie eers gaan kan voorsien nie. Ek gaan nie aan hulle kan voorsien nie, soos ek sê, die een restaurant hou my op hierdie stadium so besig. Ek het nog 'n restaurant aan wie ek wil begin voorsien. Ek sal dit nou in die volgende paar maande eers aan hulle kan begin voorsien. So ek sien nie iemand anders as 'n kompetisie en dat ek nou nie my kennis en al daai goed met mense gaan wil deel nie. Daar's 'n plek vir elkeen onder die son. Daar's 'n plek vir elkeen in jou omgewing om 'n mark te kan hê en so ook. So daarom sê ek, weet jy wat, mense met mekaar kan bystaan en mense moet kan saamwerk. Okay, dieselfde formule wat ek gebruik met die house flipping, 80 tot 90, presies.
Absoluut. Jy moet kyk na wat is in jou omgewing en dit help nie, jy gaan jouself outprice nie. Want dan gaan jy nie jou sampioene verkoop kry nie. Nou wat ek ook begin doen het, is, daar's baie keer kleiner stukkies sampioentjies en so wat groei en dan kom maar so 'n kleintjie uit, val as op 'n second flash, dan groei hy byvoorbeeld nou so groot sampioen aan die een kant, maar aan die ander kant gaan hy so klein sampioentjie miskien. Hierdie is nie baie groot nie, hierdie is nog klein. Want van my sampioene alleen is hy oor die 200 na 250 gram vir elk. Hierdie ene dink ek is seker so 80 gram. So hierdie enetjie is maar klein. Maar hy het mooi tandjies gehad, toe breek ek hom af, want hy is op die punt om sy spore te gooi, en ek wil nie daai spore daar binne hê in die groeikamer nie. So toe pluk ek hom eerder af. Maar nou wil ek ook nie mors nie. En so ek sê, jy kan ook self net soveel sampioene eet, dan raak jy ook 'n bietjie moeg daarvoor. So ek het hulle begin pikkel. En weet julle hoe lekker werk dit? Dit is regtig waar so lekker. Selfs om in slaai en goed te gebruik, as jy 'n stir-fry maak, dan haal ek nou 'n botteltjie pickled lion's mane van die kas af, gooi sy pikkelwater uit en ek gooi hom in my stir-fry in byvoorbeeld. En ek het nou, verlede week het ek die eerste keer het ek 'n lion's mane patee gemaak, soos jy lewerpatee kry. Ek het gesien op 'n YouTube video iemand doen dit, en toe besluit ek gaan dit ook probeer. En dit is vrek lekker. Dit was so lekker. So ja, dan jy kan altyd allerlei goed doen. Ek glo nie aan mors nie. Ek kan nie 'n ding groei en dan gaan ek hope van dit weggooi nie. Dit kos te veel geld en tyd. Die werk wat daarin gaan, ek glo nie aan mors nie. Ons is baie op self-sustainability. Alles wat ons doen, ons groente, alles wat ons vir ons groei en so ook, dit is vir ons belangrik om nie te mors nie. Okay, Erik, ek sien jy het nog 'n vraag wat jy tik. Is daar nog iemand wat dalk nog enige vrae het? Erik, jy is ook welkom om te gesels, hoor, jy kan maar unmute ook as jy wil unmute en met my praat ook. Jy is baie welkom. Okay, klink goed, my vrou baie notas gevat. Sy is heel excited. Ek's baie bly en ek's bly is excited. Maar ja, mense asseblief, julle het my telefoonnommer. Ek het hom weer daar in die chat ook gesit en waar ek vir julle op die link ook is my telefoonnommer daarop. Kontak my asseblief. Ek sal baie graag vir julle elkeen ook die link wil stuur, sodat julle ook kan kyk na hierdie aanlyn kursusie wat ek vir julle nou gedeel het, dat julle in julle eie tyd weer daar kan deurgaan. Daai videoetjies wat daarop is ook, julle kan daarna ook gaan kyk. Dat ek wil dit baie graag vir julle deurstuur. En ja, dan kan 'n mens met mekaar verder so kommunikeer. Ek sal ook vir julle my die inskrywingsvormpie sal ek vir julle deurstuur as enige een van julle die volgende stap wil vat om jou drome te laat waar word. En die journey saam met my wil stap. Ek sal julle baie graag wil help, ek sal julle wil mentor deur julle proses. So dan ek gaan vir julle almal dan die skakel ook stuur vir die inskrywingsvormpie. En ja, dan vat ons dit daarvan af. Maar van my kant af wil ek sê baie dankie dat julle bygewoon het. Ek waardeer dit regtig baie. Ek het besluit saam met dit om klasse te begin aanbied in die sampioenboerdery en soos ek sê, waar my passie lê, doen wat jou passie is en jy sal nie 'n dag werk nie, sê hulle, nê? Opleiding, die ander opleiding was baie jare, vroeër jare my passie gewees, maar ja, ek het oor die jare 'n bietjie passie verloor, veral met ons onderrigstelsel wat so in sy glorie is. As iemand 30% slaag in matriek en hulle dink hulle kan tersiêr inkom en as jy nie vir hulle 30% laat slaag nie, dan hou jy nie van hulle nie. Ek is oor daai. So ek wil nie meer dit doen nie. Maar klas gee is nog steeds my passie. Maar nou wil ek klas gee iets waarvoor ek regtig 'n passie het en wat ek self geniet en dit deel met mense. Alsai, baie dankie vir julle boodskappe ook daar. So chat verder met jou en dankie Chantel, ek waardeer dit. Dankie vir elkeen van julle. Ja, so mense, dan gaan ek julle laat gaan. Ek gaan hierdie ook op my YouTube channel gaan ek dit ook deel. Ek sal dit daarop gaan laai as enigeen van julle dit weer wil kyk. Is julle ook baie welkom. My YouTube is ook net Lion's Mane Mushrooms Ledbury Farms. Ek sal gou die link vir julle drop in die chat. So as enige een van julle op my YouTube wil gaan kyk, ek gaan hom ook, hierdie recording gaan ek ook daar oplaai. Alsai, baie dankie julle almal. Julle kan 'n lekker aand hê en dan gesels ons definitief weer. Dankie julle.
Bye bye.